donker donderdag. Ons dink vandag aan die dag dat ons Here Jesus Christus verraai is, gevang is, verhoor is, verniel is, verneder is. In die nag voor sy kruisiging het hy gewortel in gebed in Getsemane, gepleit by God die Vader, gesoek na ondersteuning van sy disippels en geswyg tydens sy verhoor. Hy is verlaat deur sy volgelinge, rondgestuur en rondgestoot. Ons kan dus met reg praat van donker donderdag. Toe die son sak op daardie donderdag voor Goeie Vrydag, het dit letterlik en figuurlik nag geword. En hierdie nag tot Goeie Vrydag is baie dinge in die duister gedoen. Goeiedag, ek is Tony Tuisburger van die HP Kerk Viljoenskroon. Kom ons lees Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 5. Kyk, my diensknegt sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvormd was sy voorkoms, sy gestalte nie meer as die van 'n mens nie. Net so sal hy baie nasies verbuister. Konings sal oor hom swyg. Ja, hulle aan wie niks vertel is nie sien, en wie nie gehoor het nie begryp. Wie het geglo wat ons gehoor het, en die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit die droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes het hy gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat vir ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. In Jesaja 53 en 52 van vers 13 af, word vertel van die knegt van die Here, sy diepe vernedering en sy wonderlike verhoging. In vers 14 word gepraat van die verslae verbasing oor sy verminkende mishandeling. In vers 15 van almal se verstomde verbasing oor sy verhoging. Hierdie knegt van die Here is volgens verskeie bevestigende aanhalings in die Nuwe Testament Jesus Christus. Hy was in sy staat van vernedering gebore, as afhanklike menslike babietjie. Hy het soos 'n gewone arm kind van sy tyd groot geword. Uiterlik was daar niks besonders aan hom nie. Trouwens, hy is verag en deur sy volk en selfs deur sy disippels verlaat. Hy was so erg mishandel dat 'n mens hom amper nie kon herken as mens nie. Hy was so vermink dat jy nie vir hom wou kyk nie. Die mense van sy tyd het hom beskou as iemand wat deur God verlaat is en die straf van God dra. Tydens sy verhoor is hy skuldig bevind aan Gods lastering, terwyl hy regtig die seun van God was. Môre is dit Goeie Vrydag. Dink vandag saam met my aan wat Jesus Christus in hierdie nag lank gelede vir jou gedoen het, gelei het, betaal het. Ons redding is gratis, maar die prys daarvoor was baie hoog. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, dankie dat U U Seun gestuur het om vir ons sondes te kom betaal, dat ons ook op hierdie dag kan dink aan daardie dag en daardie nag voor Goeie Vrydag, waarin soveel van die lyding gelei is. Dankie dat dit vir ons sondes ten volle betaal het. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.